hulle gesien het wat met hierdie klomp mense gebeur het wat die Heilige Gees ontvang het. Wie van julle kan onthou wat was van daai reaksies gewees? Jesus, hoekom harmel julle almal hulle was dronk? Ja, hulle was verwonderd. Sê so 'n bietjie verwonderd. Magtig, dit staan ook daar, nê? En van die ander mense was verbaas. Sê so 'n bietjie verbaas. Right, nou julle almal weet wat daai beteken. Dit beteken hulle kan nie glo wat hulle hier sien nie. Hulle weet nie wat om van te maak nie. Hulle het nie iets om dit aan te hang nie, want in hulle kultuur weet hulle dat hierdie ouens het 'n baie spesifieke manier hoe hulle as Jode optree, hoe hulle gedra, hoe hulle customs onderhou. So nou het jy hierdie klomp Jode wat jou mense is en hulle tree totaal en al buite daai raamwerk op. En hulle weet nie wat om te maak daarvan nie. They are confused. En dit is hoekom hulle hierdie reaksies het. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy moet verstaan, as jy, en julle almal sê dit, as jy iemand toesnou, dat hy dronk is, of hy gedra hom soos 'n dronk lap, die rede hoekom jy dit doen is omdat jy weet hoe gedra iemand hom wat dronk is. Ek meen die meeste van julle het dit al gesien, dis hoekom, nee. Nie dat een van julle ooit erg sal wees. Ek dink almal van ons was daar, toe voor ek tot bekering gekom het, wou ons die wêreld red van drank, ons wou alles alleen uitsuip. Maar nou ja. So ek wil hê jy moet saam met my gou lees, net om te recap, maak jou Bybel oop by Handelinge 2, asseblief. Ek wil net daai gedeelte vir jou lees, en dan gaan ons inval by waar ons graag wil uitkom vanoggend. Handelinge 2, hier so van vers 5 af. Ag ja, kan ek jou vra net asseblief vir 'n glasie water, boet? Ek het nou myne by die huis vergeet. Hier van vers 5 af, Handelinge 2 vers 5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, wat was daai geluid nou weer gewees? Daai rukwind van die Heilige Gees, sê so 'n bietjie rukwind. Toe daai rukwind kom, toe dit nie net by 120 in die bokkamer gebeur nie, almal het notisie geneem daarvan. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was hulle in 'n war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. In ander woorde, daar was mense van reg oor die wêreld, hierdie ouens het nou begin om die Here te loof en prys, en almal kom nader, want hulle hoor hierdie geluid, en nou hoor hulle, o genade, ek kom van Griekeland af, hier hoor ek in my Griekse dialek, hoor ek hoe dat hierdie mense besig is om God se naam groot te maak, hulle besing die goedheid en die grootheid van God. Nou hoor hulle dit. Dan sê hy, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? In ander woorde, nie een van hulle kom van daai land waar ons afkom nie. So hoe weet hulle om ons taal te praat? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Nou kan julle skiep. Hier na vers 12 toe. Hy sê, en hulle was almal, sê bietjie almal, verbaas en radeloos. En sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Ek wil dit nou sommer net so ingooi. Waar die kinders van die Here by mekaar kom, waar die kerk van die Here Jesus sê, hier, die liggaam, so by mekaar kom, en ons loof en prys hom, moet daai selfde reaksie nog steeds vandag daar wees. Mense, al is jy 'n besoeker, as jy 'n besoeker hier is vanoggend, baie welkom. Maar as jy jou eerste keer hier is, dan moet daai ervaring wat besoekers moet hê, wat dit nie ken nie, moet wees, wat gaan hier aan? Nie omdat ons snaaks probeer wees nie, nie omdat ons dit net blindelings doen nie, maar omdat dit wat met hierdie eerste Christene gebeur het, maar daai 120 met ons gebeur het. Ons het hierdie nuwe wyn het ons gedrink. Ons het hierdie nuwe lewe het ons ontvang. En nou kan ons ook nie stil bly nie, veronderstel. En dis hoekom hulle nog steeds daai ervarings moet hê van wat gaan hier aan? Wat beteken dit tog? Hierdie ding wat hier gebeur, wat maak ons daarvan? Maar ander het gespot en het gesê, hulle is vol soet wyn. So Hannepoot lyk my was al 'n topverkoper daar gewees, né? Weereens ek herhaal myself, die konnotasie wat hulle gemaak het is dat hierdie gedrag wat hier aangaan pas by mense wat onder die invloed van alkohol is. En dit moet vir jou iets sê. Hallo? Dit moet vir jou iets sê. So wanneer ons so loof en prys, en my pa het my laas ook bestraf omdat ek gesê het ek was om verskoning en ek wil dit nie meer sê nie. Maar ouens, ek verstaan nie. Ek verstaan nie as ons die Here loof en prys, hoe dit jy met jou hande in jou sye staan.
As jy gered is, jy is weergebore, jy het sy Heilige Gees ontvang, verduidelik dit vir my. Nee, maar dis nie my persoonlikheid nie. Ouens, jou persoonlikheid is veronderstel om nou gevul te word met die persoonlikheid van Christus. Amen. Iemand het iets geskryf van die ou mens. Die ou mens is dood. Dankie Andries. Die ou mens het gesterf, die ou jy. 2 Korintiërs 5 sê, dat vir hulle wat nou by Christus uitgekom het, is alles nuut. Die ou dinge het verbygegaan. Sê so 'n bietjie, alles is nuut. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat hierdie oefening wat ons nou gaan begin doen, dat ons van die begin af verstaan, hoekom ons die goed doen wat ons doen. Want baie van ons is dit net aangeleer. Jy het iewers by die Here uitgekom, of jy het iewers in die kerk groot geword, en jy het dit net gesien. You've only observed the people around you, and then you started copying that. But if you haven't got the understanding, ouens, dan beteken dit vir jou niks. Dan is jou geloof gebou op gevoel, jou geloof is gebou op wat jy geleer het by ander mense, maar jy verstaan nie wat die intensie van dit eintlik is nie. En dis hoekom ons sê die fondasie is die belangrikste ding van 'n huis. Ek en Emiel is so 'n bietjie in die boubedryf. En ons praat en ons gesels oor hierdie ding en is amazing hoe dit jy sien hoe dat mense, ouens wat skelm bou. Hulle sal altyd by die plek waar niemand kan sien nie, sal hulle cheap werk doen. Want 'n fondasie gooi jy mos toe. So niemand kan sien wat het jy daar gegooi nie. Kobus, is ek reg, nê? En dan later van tyd, dan bou hulle op daai vrot fondasie wat jy reg gebou is en wat toegegooi is, dan bou hulle hierdie pragtige mure. En hulle pleister dit mooi en hulle verf dit mooi, maar na gelang van tyd dan sien jy hier begin krake in hierdie mooi pragtige mure verskyn. En dan verstaan jy ouens nie waar kom dit vandaan nie. Dan sit omdat die ouens hulle shorty werk, het hulle daaronder toegegooi. En dis hoekom dit belangrik is om te verstaan, jou fondasie bepaal die krag van jou huis. Dis wat Jesus ons vertel het in Matteus 7 toe hy gepraat het van die twee mense, die een bou sy huis op die rots en die ander een bou sy huis op die sand. Die een het sy huis gebou op 'n vaste fondasie en die ander een het sy huis gebou op menings en opinies. Hy is die een wat net gehoor het, maar hy het nie gereageer nie. En dis hierdie goeters wat ons reg wil hê van die begin af. En my hele aanname, en verskoon my as jy dalk ek voel ek vat jou in die gesig nou, omdat jy nou sê, Jesus, maar ek dien die Here nou al baie jare. Ek het vir ons pastore gesê, my aanname nou, is dat die mense wat voor my sit, regtig soos die eerste kerk was, julle weet niks. Nie omdat jy dom of onnosel of onkundig is nie, ek neem aan dat nie een van julle iets weet nie, sodat ek nie die fout maak om dalk van die stappe te skiep nie. Maak dit sin wat ek sê? So as jy voel, Jesus John, ek is nou al 'n bietjie verder en ek verstaan hierdie goed, verdra dit vir die mense wat om jou is, wat nog nie daai sterk fondasie het nie. Is dit reg so? Kan ons vir mekaar sê dat dit is fyn? So moet nou nie sê, ag nee, ek gaan vir die volgende 6 weke by die huis bly nie, want ek weet al die goeders. As ek nou baie van julle ouens se vrug kyk wat die Here al so lank dien, dan wonder ek hoeveel weet jy regtig. Want ek dink baie van ons wat die Here lank dien, sit met dieselfde probleem. Ons is net goed aangeleer. So, sê vir iemand langs jou, I'm in it to win it. Alright, so ek is in hierdie ding, ek wil wen, ek wil hê ons moet bo uitkom, ek wil 'n sterk fondasie in my lewe hê. Right. So kom ons begin by die begin met die kerk. Nou kan julle saam met my blaai, nog steeds by Handelinge 2, hier vanaf vers 40. So ouens, hier is dit belangrik, as jy kan maak notas, onderstreep dit, highlight dit, want hierdie goed is nou kardinaal. Alright? Handelinge 2 vanaf vers 40. Julle weet nou wat het gebeur, die Heilige Gees is uitgestort. Hierdie verskriklike demonstrasie van krag het plaasgevind. Hierdie mense hoor hoe dat God se lof besing word, hulle hoor die goedheid van God wat hierdie mense spreek, en in die verwarring wat mense het, wat hulle nie weet wat om daarvan te maak nie, staan Petrus op, en Petrus moet nou in 'n verstaanbare manier vir almal wat daar is, verduidelik wat het nou hier gebeur. En ons het laasweek daaroor gepraat, so wil ek nie dit herhaal nie. Maar die gedeelte wat hy oor praat is vir hierdie mense wat almal vra, wat moet ons doen, is, julle moet tot bekering kom.
Julle is verlore in julle sondes. Dis hoekom Christus gestuur is om julle sondes weg te was, die aanklagte teen julle, wat julle skeiding bring tussen julle en God. Jesus is die redder, hy is die prys wat gestuur is, om for once and for all die debt te settle, om die boete te betaal. So nou reageer hierdie mense hierop, hulle harte word gesny, want hulle word oortuig van hulle sondige toestand, hulle word oortuig dat daar is 'n oordeel wat vir hulle gaan wag, en hulle word oortuig dat hulle moet in geregtigheid nou begin leef. Right. So na dit, nou tel ons daai lyn op. Nou reageer hierdie mense, hulle kom tot bekering, en hulle sê, right, ons weet ons moet ons laat doop. Dis wat Petrus sê, jy moet gedoop word. Nou hier van vers 40 af. Hy sê met baie ander woorde, het hy hulle besweer en vermaan en gesê, stop net gou daar, en gesê, ek gaan nou so 7 punte vir jou uitwys, van die belangrikste fundamentele goeders wat die eerste kerk gedoen het. So neem notisie. Alright, hier is die eerste ding wat Petrus vir hulle sê. Hy het hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die Engelse vertaling sê hy sê, come out from this evil generation. Kom uit onder hierdie bose geslag. So, as ons tot bekering kom, wat is die eerste ding wat ons moet doen? Ons moet uit die wêreld uitkom. Alright? Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. 3000 mense kom tot bekering. En hulle het volhard in die leer van die apostels. Die tweede ding. Hulle het in die apostels se leer volhard. En in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebede. So, hulle het gemeenskap gehad, fellowship, sê so 'n bietjie fellowship. Hulle het saam gekuier, en toe het hulle brood gebreek. Dit beteken hulle het saam nagmaal gehou, en hulle het in gebede saam met mekaar gebid. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. In ander woorde, daar was demonstrasie van die krag van die Heilige Gees. Dit wat Jesus gesê het sou gebeur, die wat in my glo, hierdie selfde teken sal hulle volg, Markus 16 vers 16, hier sien jy dit in hierdie ouens se lewens gebeur. Daai gedeelte wat Jesus van praat in Johannes 14 vers 12, wat hy sê, die wat in my glo sal dieselfde tekens as ek doen en, ek kan nie hoor nie, meer en groter. Nou sien jy dit wat Jesus daar gesê het, word nou waar. Nou doen hierdie apostels dieselfde werke as wat Jesus gedoen het, groot kragwerke, wonderwerke. Baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het alles met mekaar gedeel. Net nie hulle vrouens nie. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het, en guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered was. 7 versies, wat 'n enorme impak op hierdie mense se lewens gehad het. En wat na dit, 2000 jaar later, nog steeds besig is om die wêreld om te dolwe. En daai 7 goeders wat ons daarvan gelees het, is die fundamentele dade, optrede, lewenswyse, wat die eerste gelowiges, die eerste kerk, die eerste Christene, wat hulle aan vasgeklou het. En dis wat hulle so dinamies gemaak het. Dis wat gemaak het dat daai goed wat hulle gedoen het, dat daar daagliks mense by die gemeente gevoeg was. Want wat hulle gesien het, hoe hierdie mense geleef het, en hoe hulle opgetree het, het hulle so aangeraak,
dat hulle wou deel wees van dit. Sien julle daar een gedeelte sê, hoe was hulle onder die volk gewees? Daar was guns. Onder die hele volk was daar guns as gevolg van wat in hulle lewens plaasgevind. So ek wil vanoggend, wil ek hierdie so bietjie miskien op 'n ligtelike manier, wil ek so bietjie vir jou demonstreer, dat jy kan sien hoe het dit prakties gelyk in daai mense se lewens daai tyd. Is dit reg so? So dit gaan baie eenvoudig wees, maar ek dink julle gaan die punt van dit kry. So ek wil daai 7 punte wil ek, jy moet ons gou vinnig deurhardloop, sodat ons elkeen van daai punte goed verstaan. Die eerste ding wat Petrus daar gesê het, is hulle moes wat doen? Wat het hy gesê? Kom uit onder hierdie bose geslag. Nou wil ek gou vir jou 'n gedeelte lees, en julle moet hoor hoe belangrik dit is om dit wat met hulle gebeur het prakties te doen. Die naam van hierdie eerste groep, of die naam wat hierdie eerste groep mense gekry het as kerk, is 'n Griekse woordjie. Wie van julle weet wat beteken daai woordjie kerk in Grieks? Ekklesia, sê so 'n bietjie Ekklesias. Ekklesias beteken, dit is die uitgeroepenis. Dit is die uitverkorenis. In ander woorde, dis waar ons die woord, dit smelt saam met die woord heilig, wat sê, jy is uitgehaal tussen die algemene, en jy is eenkant gesit, want jy is kosbaar. Dis wat die definisie van heiligheid is. You are set apart because you are precious. Nou kom Ekklesias, en Ekklesias sê in Grieks dieselfde, julle is uitgehaal uit hierdie bose geslag uit, en julle is eenkant gesit, want julle is myne. Johannes 15 vers 16 sê Jesus, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies. So daar waar jy sit vanoggend, moet jy besef, jy is gekies. Sê vir iemand langs jou, jy is gekies. God het jou geroep by jou naam. Jy het gereageer. OK? Nou sê hy, kom uit onder hierdie geslag. Hoor wat beskryf Paulus later, hoe lyk dit? En julle kan gou saam met my blaai na 2 Korintiërs 6 toe. Ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, hoe lyk dit, wat beteken dit as hy sê, kom uit onder hierdie bose geslag. Dat jy nie sê, ja Dion, al wat julle doen is, jy preek net oor sonde, en jy hamer oor hierdie goeters, en jy wil ons laat skuldig en sleg voel, en vir jou sê, nee, kyk wat is die standaard wat God daar stel vir sy kinders. Wat verwag hy? Is een van die laatbekeerlinge daai gewees? Hoor gou wat sê hy hierso van 2 Korintiërs 6 hier van vers 11 af. Nee, en 14, gemakliker wees. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met ongeregtigheid? Wat moet ons nie doen nie? Aan dieselfde juk trek. Sê so 'n bietjie, ek moenie aan dieselfde juk trek nie. In ander woorde, ek kan nie meer saam met die wêreld in dieselfde rigting beweeg nie. Ek kan nie meer saam met hierdie ouens leef nie. Ek kan nie meer soos hulle dink nie. Ek kan nie meer met hulle betrokke raak by hulle wêreldse goeders nie. Moenie in dieselfde juk trek nie, nê? Want watter deelgenootskap het geregtigheid met ongeregtigheid? Onthou, jy is nou die geregtigheid van God in Christus. Hy het jou reg gemaak. Wat gaan karring jy nou by goed wat onreg is? En watter gemeenskap het die lig met duisternis? Sê so 'n bietjie, jy is lig? Nee, ek nie, jy. Sê, ek is lig? Jy is lig. Hy sê, wat het lig met duisternis te doen? Hierdie twee het niks met mekaar uit te waai nie. Hy sê, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? We've got nothing to do with them. Of watter ooreenkoms het die tempel van God, ons wat nou die tempel van die Heilige Gees is, met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. En ek sal hulle God wees, en ek sal vir hulle en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit. Sê so 'n bietjie, gaan onder hulle uit. Alright? Gaan onder hulle uit, sonder julle af.
In ander woorde, you are set apart. Kom weg, jy moet wegkom van hierdie wêreldse gewoontes af. En mense en maniere. Sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. Moenie eers raak aan die goed wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle vader wees, en julle sal my seuns en my dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en van die gees reinig. En laat ons heiligmaking in die vrees van God volbring. Do you get the message? Kom uit onder die wêreld. Dit beteken nie dat ons almal nou 'n geestelike Urania moet gaan stig nie. Dit beteken nie, nou moet ons almal tussen die mense, tussen wie ons werk, wat in die wêreld is en wat ons bure is, nou almal vlug hier in die berge en ons gaan ons eie heilige huddle groepie daar stig nie. So gonsgroepie nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê kom in jou leefstyl. Kom onder hulle uit. Moenie meer lewe soos wat jy geleef het toe jy nog in die wêreld was nie. You are set apart. Sien jy die woord sê dit? So as jy ooit weer nikkerig raak of kwaad raak vir my, ouens, sit jy 'n probleem met God se woord. Jou probleem is nie met my nie. My werk is om seker te maak jy onthou that you are set apart. My werk is dat jy moet onthou, jy moet onder hulle uitkom. My werk is om jou te onthou, wat het lig met duisternis te doen? Niks. Sê so 'n bietjie niks. En nou wil ek vir jou die mees ekstreme vorm wys van wat gebeur wanneer ons as kinders van die Here nie luister na hierdie opdrag nie. Ek wil nou vir jou wys hoe hard God met ons praat. En nou kan jy saam met my blaai na 1 Korintiërs 5 toe. In Korintiërs 5, ek wil jy moet gehoor, hierdie is 'n klomp Grieke wat tot bekering gekom het, heidene. Nou het hulle tot bekering gekom, en nou is Paulus besig om met hulle te praat. Hy skryf vir hulle 'n brief oor sekere gedrag wat hy hoor wat onder hierdie kerk besig is om te gebeur. En hoor net hoe friekie is dit. Vers 1. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Dat iemand die vrou van sy vader het. Ouens, hierdie Grieke was seksverslaaf geweest. Hulle het 'n godin gehad, Aphrodite. Sy het 1000 prostituie gehad as priesters in daai tempel. Ouens, hierdie ouens was next level verslaaf geweest aan dit. Daai mense kom tot bekering. Hulle word Christene. Nou skryf Paulus vir hulle 'n brief 'n tyd later en hy sê vir hulle, hey, wat maak julle? Hy sê die goed wat julle doen, hierdie seksuele sondes wat julle doen, doen die heidene nie eers nie. Stel jou dit voor. Hulle is van die ergste wat daar is. Hulle kom tot bekering en nou sê hy, you are even worse now. Konteks, né? Hulle was wild. Nou praat hy met hulle oor dit. Hy sê dan vir hulle die volgende, in vers 2, en tog is julle opgeblaase in plaas dat julle liewe getreur het. In ander woorde, hulle is nogal like, hey, ons leef onder genade, ons kan hierdie ding doen, die Here gaan ons vergewe. Hy sê julle is opgeblaase. Hy sê nee, julle moes eerder getreur het oor wat julle gedoen het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Die ouens wat met hierdie tipe sondes besig is, moet onder ons uit verwyder word, uit die kerk uit. Hoor wat beskryf hy? Hy sê wat my betref het ek die liggaam afwesig is, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van onze Here Jesus Christus, as julle vergader het, in my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan Satan oor te lewer tot die verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here. Hy sê hierdie ouens wat onder julle hierdie goeders doen, wat nie luister na ons vermaning en nie klaar kry nie. Hy sê ek stem saam met julle, ons gee daai persoon gee ek oor aan die Satan, want hy wil nie luister nie.
Hy sê sodat die Satan met sy fisiese liggaam kan werk, dat hy pak slaag kan kry. Onthou julle, ons het so 'n paar weke terug gepraat oor gebreekte bene. Die Here sê dat hierdie ou se bene gebreek kan word, sodat sy ore miskien kan oopgaan en hy kan besef, hey, ek moet my bekeer van hierdie ding. Sien julle, hy praat Nuwe Testament, nie Ou Testament nie, Nuwe Testament. Onder die genade sê hy hierdie vir ons, sodat hierdie ou gered kan word. En dan, hier van vers 9 af. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie hoereerders van hierdie wêreld of gieraards of rowers of afgodsdienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit hierdie wêreld moet uitgaan. Dis hoekom hy gesê het, ons kan nie wegtrek van hierdie wêreldse mense nie. Maar hy sê, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broer bekend. As hy 'n hoereerder is, 'n gieraard, 'n afgoddienaar, 'n kwaadspreker, 'n dronkaard of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie eers saam eet nie. Verstaan julle die vlak van heiligheid wat God in sy kerk soek? Die van ons wat onder ons hierso sit, wat hulle aan daai goed skuldig maak. Ouens, ons mag nie saam met hulle eet nie. Want dit beteken ons keer goed wat hulle doen. As ek dit goedkeur wat jy doen, dan beteken dit ek is aandadig aan jou verval. Dit beteken ek dra by, want ek sê eintlik vir jou, ag, is okay. Sê jy, maar nou voel dit vir my, julle is besig om ons te judge. Vers 12. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Ouens, hierdie ding van ons wat so fyngevoelig is en ons hardloop na, maar moet my nie judge nie. In die huis van die Here moet ons mekaar judge. God oordeel die mense buitekant. Dis nie veroordeel nie. Dis ek beoordeel jou dade, ek beoordeel jou lewenstyl. Nou sê ek vir jou, hey, jou vrug pas nie by jou bekering nie. Get right with God. As jy nie luister nie, dan sê die Bybel, ons onttrek ons van jou, en ons mag nie eers saam met julle eet nie, kom uit onder ons, sodat jy aan jou lyf kan voel, wat dit gaan wees, as jy dalk vir 'n ewigheid sonder God moet wees. Kry julle uit die gemeenskap van die heiliges uit, dat hulle kan voel wat dit is. Oh my word, is dit wat dit is om alleen te wees. Want as jy nie hier luister nie, moet jy verstaan, jy gaan vir 'n ewigheid sonder God wees. En hy wil jou red, hy wil jou dit spaar, dis hoekom hy genade het om ons te waarsku. Maar as jy nie luister nie, en is taaf, dis 'n verskriklike moeilike ding om te doen. Daar's niks aakligers as wanneer jy jou moet onttrek van mense vir wie jy lief is en vir wie jy omgee, wanneer hulle nie ore het en luister nie. Jy sien aan hulle liggame, God is besig om hulle te breek. Jy sien in hulle omstandighede, die Here is besig om hulle in die bek te ruk, vir 'n gebrek aan 'n beter woord. Want hy wil hulle gered hê. Hy soek hulle heilig. Because without holiness, no one will see the Lord. Hebreërs 12:14. It's not something to play with, church. Dis nie iets wat jy kan kies, wat jy vat en wat jy los nie. Jy moes die koste bereken het. Jy moes besef, dis wat Jesus gesê het, dit vir jou gaan kos om agter my aan te loop. Nie omdat hy dit vir jou moeilik maak nie, maar omdat die wet verwag, jy moet heilig leef. Maak dit sin? Kies, en nou sien ek hier's baie ouens wat dink, Jesus, ons gaan alleen kuier, my skat. Onthou, die Here sê dit nie om snaaks en om lelik te wees nie. Hy sê dit, want hy tugtig die wat hy liefhet. Hy soek jou by hom vir 'n ewigheid. En hy wil nie die vyand 'n geleentheid gee. Jy moet nie vir die vyand 'n geleentheid gee met oop deure, om toe te laat dat hy kan kom en jou kan kom wegrokkel van die Here af nie. OK, so dis die eerste punt. Kom uit onder hulle. Sien julle hoe drasties dit lyk? Kom uit onder hierdie bose geslag. Die tweede ding wat hy met ons oor praat is, hulle het onder die leer van die apostels gesit.
Apostels, kom staan vir my hier voor asseblief. Al ons apostels, ons kerkleiers, kom staan gou vir my hier voor. Right. So hier is die mense, ek vat julle terug 2000 jaar terug. Hier is die mense wat God aangestel het om sy liggaam te lei. En hierdie mense het almal 'n baie spesifieke opdrag gekry wat hulle moes doen met julle wat nou almal tot bekering gekom het. Julle is nou deel van daai 3000. Julle het julleself nou onttrek uit die wêreld uit. Julle het gesê ons is nou by mekaar, maar wat doen ons nou? Klok, 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 klok. Nou staan ons net rond. Wat moet ons nou maak? Ons weet nie wat ons moet doen nie. Ons is nou nuwe mense, ons het 'n nuwe lewe, ons is in 'n nuwe koninkryk. Nou sit die hele hierdie apostels daar en hy sê, "Right, julle moet die mense leer wat hulle nou moet doen." Paula, jy kan gou daai gedeelte van Handelinge 2 vir ons net weer opgooi van daai 7 punte af van vers 40 af. Hy sê, en hy het die apostels daar gesit en die mense het getrou geluister na die leer van die apostels. Jesus in Matteus 28, net voor hy weggegaan het, toe gee hy hierdie opdrag aan sy disippels, aan hierdie klomp. En hy sê vir hulle, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan die volgende ding, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So wat moet hierdie klomp doen? Hulle moet julle leer. Wat moet hulle julle leer? Alles wat Jesus ons beveel het. Julle moet geleer word, alles. So 'n paar weke terug het ons begin praat oor gehoorsaamheid, onthou julle? Hier's van julle wat as ek daaroor gepraat het, dan het ek gesien hoe sak jy moed in jou skoene, nog weer oor gehoorsaamheid. Nou verstaan jy hoekom ek dalk so daaroor gehamer het, want jy moet besef, jy as 'n volgeling van Christus moet gehoorsaam wees aan wat hierdie mense jou leer, want hulle leer jou nie wat hulle dink nie. Hulle moet jou leer wat Jesus se bevele was. Jy moet gehoorsaam wees daaraan. Want jy moet nou nuwe inligting kry vir hierdie nuwe lewe wat jy inleef, want jy weet niks. Jy het geen konsep van hierdie nuwe lewe nie. Jy weet nie wat mag jy doen, wat mag jy nie doen nie. Jy het nie meer die wet wat jy aan vashou nie. Jy's nou letterlik soos 'n baba wat nou net nuut gebore is. Nou kom die apostels en hulle moet julle leer. Right. So hier staan hierdie apostels. Apostels, skuif julle vir my gou daar in daai hoek in, asseblief. Die tweede ding wat hierdie ouens gedoen het is, nee? Weet jy nou ding anders? Nou gevas. So die tweede ding wat hierdie ouens gedoen het is, hulle het wat gedoen? Hulle het gemeenskap, sê so 'n bietjie gemeenskap. Hulle het fellowship gehad. Hulle het saam met mekaar gekuier. Okay, gaan jy aangaan? Apostel van fellowship. Broers, susters, luister vir my. Elkeen van julle wat julle vertrou in die Here Jesus Christus geplaas het, elkeen van julle wat gedoop is, kom uit onder hierdie sondige generasie, kom uit onder hierdie sondige leefstyl. Alright, kom staan nou gou hier voor. Almal van julle kom staan gou hier in 'n ry en kyk vir die mense. Ek wil hê mense moet julle sien. Almal wat hier aangekom het met koelerbokse, kom staan gou hier by my. Al die koelerbokse, die manne wat reg is vir party. Kom staan gou hier, net hierso, net hierso, net hierso. Okay. Fellowship is om saam met mekaar te kuier. Dis om ons lewens met mekaar te deel. Onthou, hulle moet 'n nuwe manier vind van hoe hulle dit gedoen het, want in die ou manier, in my wêreldse manier, as hulle met daai koelerbokse aangekom het, was hy gewoonlik vol wat gewees. Soet wyn. Emilie, kom lag jy so lekker. Nou is hulle geheilig, hulle is nuwe mense. Nou moet hulle uitvind, okay, maar hoe lyk dit? Nou is hierdie klomp gelowiges by mekaar, hulle fellowship, hulle deel nou, hulle kuier nou saam met mekaar. Kan julle sien, hier's ouens wat hier aangekom het wat nie koelerbokse het nie? Ja. Maar wat nou van hulle?
kyk gou so 'n bietjie verder. Blaai gou vir my af, Paula. Gaan vir my gou daarna, ek dink is vers nog een aan. Daarso. Skus. Gaan terug 44 toe. Hy sê en almal wat gelowige geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. In ander woorde, hulle het alles wat hulle gehad het gedeel. Share, boys. Magtig, ouens. Ek wil hê julle moet sien hoe deel party mense. Kyk hoe deel party mense. Party ouens haal net een pakkie uit sy koeler uit en dan maak hy die deksel toe. Die ouens wat daar agter is, kom kry gou vir julle ietsie. Kom kry gou ietsie. Almal het ook na die tyd gehelp skoonmaak. Dit staan nie daar nie, maar Okay. So nou het hulle so saam met mekaar gekuier. Hulle dit wat hulle gehad het, het hulle met mekaar gedeel. Hulle het alles in gemeenskap met mekaar gehad. Wat hulle gehad het, het hulle saam met mekaar geshare. Toe gaan dit in overdrive in. Toe gaan dit hierdie gedeel wat hulle het van mekaar, gaan dit in overdrive in. En nou kan jy na vers 45 toe gaan. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Ek het iets verkoop. Sjoe. Bring daai na die apostels toe. Wow. Sjoe, okay, bring. Wow. Sjoe. Hulle het hulle eiendom en hulle besittings verkoop. Wow. Sjoe, hoor iemand hier so sê, hy sies tog. En hulle het verdeel onder almal volgens wat elkeen nodig gehad het. Kyk hoe spesifiek is hy. Eiendomme en besittings. Is daar enigiemand wat dalk 'n kar se sleutel het? Enigiemand wat dalk 'n bos huissleutels het? Dankie JP. Hou gou vas. Sien julle die punt wat ek probeer maak? Ons lees hierdie goed. Ons sien dis vir die eerste kerk gedoen het. Maar ons besef nooit wat die ware implikasies van dit was nie. Dit was nooit beeldspraak gewees nie. Onthou 3000 mense moes versorg word, net wat hier tot bekering gekom het. Julle gaan sien later het daar nog 'n ekstra 4000 mense tot bekering gekom. Want daar het daagliks mense bygekom. Hierdie apostels moes na al hierdie mense omsien. Waar het hulle die geld vandaan gekry? Hoe is hulle befonds? Hoe het hulle dit reg gekry om na elkeen se behoefte om te sien? Jy sien nêrens die apostels het opgestaan en gesê, hey, kom ons gee julle goue teaching oor gee nie. Sien julle die mense het dit spontaan gedoen? Hoekom gebeur dit spontaan? Want hulle was gevul met die gees van God. En die gees van God is om te gee. Nou doen hierdie mense dit spontaan, sonder dat iemand vir hulle gesê het, hoor die ouens, ons moet 'n komitee, 'n finansiële komitee stig, en ons moet ouens hier kry om vir ons tombola te hou, en ons moet 'n golfdag reël vir geldinsameling. Jy sien niks van dit nie. Mense was eendragtig by mekaar, omdat hulle mekaar lief gehad het, of mekaar omgegee, was hulle bereid om selfs dit te doen, sodat almal onder hulle genoeg kan hê. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Julle sien dit. Right. Die volgende ding wat gebeur is, nadat hulle so saam met mekaar gekuier het en alles saam met mekaar gedeel het, toe kom daar 'n oomblik wat hulle sê,
Nou breek ons brood saam met mekaar. Jy kan ene teruggaan vir ons Paula, daarna vers, dink is 42 toe. Hulle het gemeenskap gehad en in die breking van die brood. Apostel, wil jy nie vir ons net asseblief vertel, wat beteken die breking van die brood nie? Ja, my broers, susters, die breking van die brood het baie duidelike riglyn wat God aan ons gegee het. Want hy sê so dikwels as julle by mekaar kom, moet julle hierdie brood breek en van hierdie beker drink, verwysend na die nagmaal toe. Daar's 'n spesifieke manier en proses hoe dit gedoen moet word, en ons sien dit uit die lewe van Jesus. Elke keer sê die Bybel hy het die brood geneem en dit opgehou en het dit geseën. En dan het hy dit gebreek en vir mekaar gegee, sê neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Maar as ons kyk na 1 Korintiërs 11, dan sê hy, wees dan my navolger, soos ek dit ook van Christus is. En dan praat hy oor die verhouding van 'n man en 'n vrou. En dan praat hy dat daar onderlinge striwelinge tussen mekaar gaan wees. En dan kom hy eers by die nagmaal. Hy sê, dit wat ek van die Here ontvang het, in die nag waarin hy verraai is, het hulle brood geneem. Nou, hy praat eers van die wees my navolger en van die huisgesin. Waar lees julle in die Bybel dat ek nagmaal net in die kerk moet hou? Ek persoonlik dink as ons meer as paas en maas brood gaan breek by die huis en God inbring in ons lewens en ons onthou wat hy vir ons gedoen het, gaan daar baie minder striwelinge, gaan daar baie minder konflik, gaan daar baie minder dinge wees in ons lewens wat ons nie wil hê ons kinders moet sien of hoor nie, want dan doen ons dit soos Christus. So dikwels as julle by mekaar kom. Ons het geleer, en dit is by ons ingeprent, ons doen dit net in die kerk. Maar wat verhoed jou, pa, ma, om ook die brood te neem, dit te seën, dit te breek, en vir jou huisgesin te gee, en sê dit is een liggaam, en ons is een. Dis 'n verbond tussen jou en jou huisgesin met die lewende God. Amen. Ek hoop dit maak vir u sin. So nou wil ek hê, daar waar julle is, daar by die nagmaaltafel, wil ek hê julle moet dit doen. So nou breek gou die brood daar, so 'n handjie vol van julle, deel net gou daai nagmaal met mekaar. Klaar besig, okay, great. Paulus spring gou vir my na vers 46 toe. Wat my pa nou net gesê het, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Sien julle dag vir dag? Dit was 'n daaglikse ding gewees wat hulle saam en onder mekaar gedoen het. Onthou, dit is my liggaam gebreek vir julle. Onthou, wat is die prys wat ek vir julle betaal het? Onthou, dit is my bloed wat julle gereinig het. As gelowiges herinner julle gedurig daaraan. Jy kan vir my terugspring na daai vorige vers in 42. En nadat hulle die brood gebreek het, het hulle in gebede saam met mekaar ingetree. Apostel van gebed, waar is jy? Ek is op pad. Ek moet net so saggies myself op die boom kry. Ons het gehoor, toe ons na die nagmaal gevat het, ons is een liggaam. En ons spreek mekaar aan as broers en susters. En ons apostels, toe ons nog disippels was, het ons eendag saam met Jesus geloop, en ons het vir hom gevra, Here, leer ons hoe om te bid. En hy het gesê so. So ek wil vanaand of vanoggend vir julle ook leer hoe om te bid, want dit is ons Jesus wat ons geleer, die een wat ons gered het, die ons saligmaker, die een hoekom ons hier is, het vir ons geleer hoe om te bid. En hy het gesê, onse Vader. Dis hoekom ons broers en susters kan wees. Want dit is nie net sy Vader nie, as ons hier is en jy's gered deur sy bloed,
En dit wat jy nou gevier het, is dit ons pa. Dis ons Vader. En ons sê, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos waar u is, so ook hier waar ons is. Want ons is nou deel van sy koninkryk. Ons is sy koninkryk. So daai wil, dit wat hy wil hê ons moet doen, moet ons nou uitgaan om te doen. So ons moet daai gehoorsaamheid doen. En dan het hy vir ons gesê, dankie vir dit wat ons so pas mekaar kon deel. Ons gesê, dankie Here dat u vir ons voorsien het. Maar dan het ons ook gesê, Here, dankie vir u vergifnis. Want as dit nie vir u vergifnis was en redding, en u wat aan die kruis vir ons gesterf is, nie kon ons nie 'n broers en susters gewees het nie. Ons kon nie nou by mekaar gewees het en gesê ons is kinders van God nie. En dan het hy ons geleer en sê, verlos ons van die bose. Wat ons nou geleer het, kom uit daai bose uit. Here, hou ons weg van dit wat ons was. Here, hou ons nigter en wakker, laat ons nie begin, soos die Engelsman sê, dabble in dit waar ons was nie. Moenie gaan karring waar jy weet jy nie moet wees nie. Verlos ons van daai bose. En toe sê hy, want al die heerlikheid en alle krag is syne. En as ons as kinders van hom, as 'n liggaam en gemeente, het ons ook nou daai krag. En ons moet elke dag onthou om sy naam te heilig. Maak nie saak in wat se omstandighede is nie. Dan sal hy vir ons sorg, dan sal hy ons help om mekaar te kan vergewe, dat ons as liggaam by mekaar kan bly. Want as ons nie mekaar kan vergewe nie, kan hy ons nie vergewe nie, want hy sê vir ons bid, Here, vergewe ons soos ons mekaar vergewe. Nie sodat ons mekaar kan vergewe. So ons moet dit onthou, ons het daai krag nodig, laat ons mekaar kan vergewe, soos hy ons vergewe het, sodat hierdie liggaam kan groei, en sodat sy wil in hierdie koninkryk kan kom. Tot in alle ewigheid, tot hy ons kom haal. Amen. Amen. En nou vat ons hy nagmaal en ons sê vir hom, Here, dankie in gebed, smekinge, danksegging, sê ons vir U dankie dat U ons gered het, Here. Dankie dat U ons uit die duisternis kom uithaal het. En Here, dankie dat U ons in die lig van die Seun kom plaas het. Dankie dat U ons nuut gemaak het. Here, dankie dat U ons aangeneem het as U kinders. Dankie dat U ons sondes gevat het en in die diepste see gegooi het en nooit weer daaraan dink nie. Dankie dat U gekom het vir ons die lewe en die lewe in oorvloed te geniet. Ons eer en ons loof U en ons sê vir U dankie. Nou aanbid jy hom terwyl jy nie ry nagmaal.